Assalamu alaikum en 'n hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag kuier ek in die kombuis saam met Kasifa Abrams. Hallo julle. Jong, verlede week het ons nog 'n kuier in Bonteheuwel. Nou was ek vandag nog weer bietjie in die Athlone. En ek kan vir julle sê, die dame wat vandag met my gaan gesels, sy praat my taal en dis Afrikaans. En as ek luister na haar, dan praat sy nou beter Afrikaans as ek. Laat ek gou vir julle sê wie is dit. Assalamu alaikum, Auntie Kasifa. Wa alaikum salam, Auntie Abida. Hoe gaan dit vandag? Nee, dit gaan sommer goed met my. Julle kan sommer hoor, dis 'n Bolander, nee? Net so. Lekker kom kuier in die reën weer, nee? Ons het mos niks vir ons onderkry nie. Ek, Auntie Elsie en Kamak met die Ibrahim. We just with a fly. Ons is as aan. Auntie Kasifa, vertel gou vir ons. My en kyk eens, wat maak jy vandag vir my vir? Vandag gaan ons 'n lekker cottage pie maak. En die koue weer. En Auntie Abida gaan vir ons lekker samosas afpak. Net om vir julle so 'n bietjie te spoil. Okay, gelukkig is die samosas klaar afgedraai, né? As 'n mens nou so sal sê. Hulle maak mos nou die 3-hoek samosas wat ek nie kan reg kry nie. Ek maak die 4-hoek samosas en dan lag die mense van hulle sê nee, hy's 'n pie en nie 'n samosa nie. Maar as dit vir my werk, then why not? So okay, ek sal dit maar doen, it's fine. Auntie Kasifa, ek gaan so lank begin met die eiers wat ek Ek gaan so lank begin met die eie, want ek het gehoor Auntie Abida hou nie van eie nie, né? Okay. Nou sien ons moet nou die verskil kry, né, tussen 'n eier en 'n ei. Die ei. Okay. Okay, ek gaan dit so 'n bietjie bruin so. Ja, te brei. Hoeveel eiers is hy by the way as ek mag vra? Man, ek het so 1 en 'n half ei gevat, maar ek gaan nie almal gebruik nie want dit lyk so bietjie baie. Okay. Maar kyk hier aan die Elsie se self van eiers vir wat te staat. Is it fine? Okay, so dan kan jy one of the bietjie sê, sit aan. Right. Ek gaan vir straight sê, 'n pro show, as jy 'n pro show, as ek my na die Elsie gaan hoor dat jy. Into dressing, ja. Okay, nou laat ek hoor baie mooi hier aan 'n cottage pie maak, reg? Nou, pas mense maak mos nou ook dan die pies en goeders verskillend. Ja. Wat en hoe gaan jy dit presies doen? Ja, so ek stoor mos dan my eie, né? Ja. En dan spat ek my maalvleis, as dit net 'n klein bietjie ligbruin gesoor het. Ja. En dan voeg ek mos dan my maalvleis daarbey. Steakmince, right? Goed. En dan ek gebruik fyn peper, swart peper en dan cloves. Wat is die Afrikaanse woord vir cloves? Naaltjies, ja, dis reg. En dan hy's fyn naaltjies, né? Ja. En dan gebruik ek mos nou sout na smaak. Natuurlik is hierdie ook na smaak. Okay. En dan so 'n bietjie mother-in-law masala. Oei. Dis nou eintlik die verskil. Oei. En hoor ons praat van mother-in-law, hoor mense kry nou 'n father-in-law masala ook. As Is dit so? Maar kyk die vader-in-law, hulle maak seker maar baie lekker kos hier. Softies spoken hy brandy jou van. Julle, ek weet of julle nou daai gehoor het agter die skerms daar nie, maar ja, in elk geval. So okay, Auntie Abida, dis nou klaar. Ja, ons verwyder benede. Gaan hierdie opgesny word of wat nou? Ek kan nogal dit nog gaan lekker. So lank werk. Okay. Ja. Alright. Alles klaar. Dat ek hom nou mooi sit. As hierdie okay? Ja. En ek kom net nie so te maak. dik nie, né? Nie te dik nie. Ja. Nie te dik nie, maar ook nie te dun nie, né? Nee. Oei. Nou kan julle sien. Hoor net hoe lekker Afrikaans word daar vandag gepraat. Moet nou nie die hande raak sny nie. Glatiep. Man die mes is te lekker klein so hy's Ja, presies. Hy's heeltemal reg. Nou en die Kasifa wat ek nog gou mag sê dat dit lyk en klink vir my asof u kan lekker kook. Ja, ek kan Auntie Abida, want kyk, dit is eintlik in my genes, sal ek maar sê, dis in my bloed. Wat het die ander maak? Nee. Dit is in my, hoe sal ek nou sê, my fisiek. Dit kom van my kinderdae, my ma kon baie goed gekook het. En dan my ma se eie tannie, sy was die wyne Zainab Lagedien wat die kookboeke geskryf het. Ja, dis nou my eie familie. So ja, dit kom nou al die hele ruk aan haar. Kook en bak is in my, dis my lewe daai. Okay, so ek gesels nie net sommer met 'n enige hier, jy vandag hier nie. Ja, Ek gesels met groot mense, Isak.
En dan weet dan die Abida, my dogter, sy val nogal in my voetspore. Want baie lekker kos maak. Baie lekker bak. Sy is maar 15 jaar oud. Ja. So elke die maalvleis is al reeds afgewater. Ja. So dit gaan ek nou. Wat is hy, 'n kilo? Ja, dit is omtrent 800 gram. Okay. Ja. As amper naby. Dit kan so. So okay, hierdie gaan ek nog byvoer. En toe. So, maar daar is die eier klaar, né? Ja. Eier is klaar. Nou. En nou gaan die Abida bietjie met daai Met die mespotato. Ja, okay, ek gaan die mespotato doen as ons terugkom van die amper sy gaan vakansie af. Ons moet dit almal. Ons moet eerder vakansie. Ek bedoel van die advertensie af, nie van vakansie af nie. Sien, ek maak keer 'n vakansie, man. Ja. Maar dit kom toe nou net sommer so op in my mond. Ons saam. Wat we saam. Oei. Ek moet nou 'n bietjie kyk na my leave days, né? Daai verlof daar en so aan, so even 'n bietjie kyk aan en so aan. Maar ons praat nou van iemand nou kan lekker kos maak en so aan. As ons nou kos maak, ja. Wat is miskien nou 'n absolutely no for you wanneer jy nou besig is hier in die kombuis? Die eie wat mense oorbrand. Okay. Dis 'n absolute no. En iemand wat kom om te kom proe. Jy kan proe as die maal klaar is. As alles klaar gekook is, dan myn ek nie dan proe. Want kyk, soms jy spandeer 2-3 ure in die kombuis. Goed. Dan is dit so hartseer as dit oor 5 minute opgeëet word. Dan Ek is weer vol van lelike laggies vandag. Nee. Maar ek kan vir julle sê, 'n mens moet mos maar nou 'n bietjie lag as hy nou met sulke mense betrokke is, nie? Nou ja, nou net so. Hoe ver is ons eifies So vandag? dan weet jy, alles klaar so. Ek raak klaar. Kleine bietjie water by. En dan is hulle nou reg. Okay. Maar voor ons nog gaan vir 'n breek. As hy even nou op sy manier nou reg is, wat gaan en nada? Oetjies visserye in. Okay. Nou maar nou is terug. Maar ek nog gehoor by die antie, wat se speserye gebruik sy nou weer? Sy het genoem en ek hoop julle het nou notisie gevat. En as julle nie daai pen en hy bly het nie, ons gaan vir 'n breek. So hardloop gou. En wanneer ons terugkom, moet julle dit hê om af te skryf. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek gesels nog steeds hier in die kombuis saam met Auntie Kasifa en ek gaan vir julle sê hierdie vrou se Afrikaans is vir julle lekker en te kwai, want dis mos nou 'n Boelander, né? So ja, julle moet vandag baie mooi luister. En julle wat die Afrikaans verstaan nie, vra maar daar vir die vertalings in die huis, né? Nou net so. Reg, ja. Auntie Kasifa, hoe ver is ons daar so? Okay, so nou, die maalvleis is nou klaar. So nou kan ons maar die visserye dan bygooi. Right toe. So jy nou gou weer, wat gooi jy in? Okay. Ons gooi so, dis mos nou die 800 gram maalvleis, né? Goed. En dan gooi ons so, ek sal maar sê minder as 5 maal, minder as 'n teelepel. Naaltjies, want dit is by skerp. Yes, okay. Gaan op by. En dan bietjie swart peper. As ek gou mag vra, jy veel botter gebruik het? Ek kan maar dan 'n groot lepel, sal ek wil sê, Dis geen genoeg. ja, enetjie is genoeg. Lekker. Maak hom lekker met die botter. Okay. Nee, dis hoekom ek vra as een genoeg. Ja. So Kyk vir my. swart peper, hy span ja. Lekker. Dat hy lekker kan vol botter wees. Okay. Okay? En dan as dit mos nou so 'n bietjie mother-in-law masala, kyk net vir hier. Ja, dis So hier is 'n mond moet brand nie hoor. So hoeveel? Is dat halve teelepel. is dat nou die madde losse tong? Ja, halve teelepel. En dan natuurlik sout na smaak. Kan ook nog dan genoeg sout in is. Hy gooi tog die arme madde-in-law kry altyd so 'n bad naam. Dis hier regie. Glad nie te laat so hier op die ons broer op. Maar die Elsie is 'n baie goeie madde-in-law, né? Pragtig. Baie goeie madde-in-law is aan die Elsie. Okay, en daar bij ons rol nou lekker deur dat ek kan lekker deurspeel. Yes. En dat ons boekie en draai dan nog 'n cover boek hier. Dis staat sommer iemand in Afrikaans hier. Ja, ons hoor nie. Okay. So nou, sit ons af vir my stoof op 'n bietjie nader dit anders dit van onder. Ek kom nou afval daar. Right. En dis vir eers So nou
aan die arbeid gebruik ek my safo. Seigo. Okay, hoeveel sago is in dan? Dit is omtrent so 'n halwe koppie wat al reeds ingelê in water dan het. Ja. Okay. So dit gooi ek hier by Yes. en dan werk ek op baie lekker weer. Okay. There we go. I'm made up just like that's it. En gaan hy nog aan die oond? Hy moet nog net een van ja. Okay. Ek vra my man. Maar nou, dis nogal, ek sien dat ons nogal af aan praat nou, nee? Ek kan die melk ook bygooi nie. Ja, ek gaan nou. Nou, ons praat nou eintlik nou van die gebakkery. Ja. Maar nou lus iemand nou vir 'n pie. Ja. Maar dan het hy dan nou nie 'n oontie. Nou gaan ons. So dan moet jy natuurlik by my bestel as jy 'n pie wil hê, want kyk ek maak dit. Met graag. Kan jy dit nog sien? Kan jy dit nog sien? Nou so nou. Okay. Nou so nou. Ek sien die melk is 'n bietjie warm gemaak. Ja, ek het fyn 'n bietjie lauw warm gemaak. Gooi jy nog 'n speserye hier in? Nee, daar kom niks daarin nie. Okay. Ek sien. Nou, as ons nou praat nou van sommer hier, ons praat maar van pies hier so. Van so pies maak jy dan nog wel lekker. Hoenderpastei Ja. en steak. Ja. En dan maak ek ook maalvleispastei. Goed. Ja, dis my speciality. Dan praat ons nou van groot pastye of Ja, ons praat van 'n groot pastei en ons praat van die kleintjies ook. Oh, Ja, soos aan die arbeider kan sien, hier het ek al reeds my vulsel, yes. want dit is nou my kinders se bederfie vir môre. Vir môre. Sure. Maar jy moet al voorberei al. Ja, ek moet lekker voorberei sodat ek dit afkoel. Okay. So as ek die deeg uitrol, dan is hy nou lekker afgekoel. Want kyk, ons kan nog nie warm vulsel in daai een gaan. Ja. Ja, presies. Ek sien nou van. En geniet jy daarom wat jy doen. Ja, ek geniet dit baie graag, baie lekker. Jy moet 'n passion hê vir iets wat jy doen. Jy moet lief wees vir wat jy doen, anders voel Gaan dit nie flop. Ja. Dan kom die kossevlok. Dit kom se flop ja. Want jy moet kyk, dit is lekker om te sit en eet. So wat jy maak dit net liefde. Okay. Nou, ek weet nie of jy dan nog weet nie, maar ek sê elke dag, kan ek kook? Ja. Maar hou ek van kook? Dis Ja. 'n storie nie. Ja, is 'n ander storie, man. Okay, ja, maar ek gaan nou dit in hierdie bak sit. Ek het gewoon net my oond Aansit. wat ek net gou ja. En op hoeveel sit die voor? Nee, kyk, ek sit nou my oond hoog sodat hy kan lekker Dis nou waarom hoor. Ja. Goed. En dan lekker warm is. Dan sit ons hom in net so vir omtrent 10 minute. Ja, want kyk, Want alles is klaar gaar. alles is Ja, hy moet nou maar nou net like breinetjie word op sy manier. Ja, presies. Ek kan nou sit ek net goed dit in my bak in, my oondbak. So daai is nou die minsmixer, né? Nou reg, ja. Dan sien ons. Social. En daar is die dan is ook sommer klaar hier, né? So nou ja, soos julle kan sien, die vrou sy hou van pies maak. Ja, ag weet jy, pie, samosas, pizza, whatever. Jy voel, dan gaan ek maak. Okay, so nou sit ons sit hom in die bak in. Goed, ja, en dan spread ons hom so 'n bietjie uit. Wat is onder aangesit? Nee, daar's niks daar. Niks onder. Want dis 'n non-stick oondbak. So dis fine. Okay? Alright. So nou vat ons hierdie eier en dan pak ons Gaan hy braai? pragtig, ja. Nou, julle kan sit vir my die bak hier sodat die mense gou kan sien wat jy doen. Daar sê. Okay, so nou pak ons hom net mooi. Ja. Want die mashed potatoes gaan nou hier bo. Wat? Okay, nou bly julle gou ingeskakel terwyl ons dan nou gou hier lekker die eier neersit. Nou ja, maar daar kan julle sien die Antie se eiers is sommer lekker bo opgesit. So nou die aardappels, mashed potatoes wat ek nog klaar gemaak het. So ek gaan nou daarbo. Hy gaan nou. Okay, nou ek gaan nou laat Antie dit self doen want jy weet mos nou presies hoe jy dit wil hê. Okay. En ja, jy moet vir my dit Daarin gooi. Ja. Nee, dit word geklits. Voor. Ja. Dit word geklits hom sommer hier in. Ja. En dan
dit gaan ons nou natuurlik bo oor. Ek wil net gou eers voel of my oond warm is. Gewoon, ek het nog gedoog. Lekker warm. Maar gewoonlik wanneer ek mashed potatoes maak, Ja. dan gooi ek die eier binne. Hoe is dit? Okay. Gooi ek die eier binne en hy hou die mashed, as jy nou mashed potatoes op jou eie maak. Ja. Hy maak dan seker dat hy mashed potatoes nie styf gereed nie. O nee, man. Hy bly dan los. So, as jy wil nou mashed potatoes maak, oor 'n paar nou. minute en hy moet nou styf. Nee, as hy die eier binne ingooi, saam met die boter en die melk. En bly hy Moet daar net so lekker saam, en besag so, Ja. papa, as ek het nou so mag sê. Dis hy. Okay. Lieflik man. En ek sien baie mense as hulle nog nie weer aartappels het vir 'n ding nie, dan gebruik hulle sommer sweet potatoes. O ja, ek sien dis nou die There you nuwe go. trend, nee. Sweet potatoes. Ja, ek het nou die aan, wat het ek nou die aan gemaak, maar ek het iets gemaak. Iets van 'n kos. Bunchi curry, there you go. Bunchi En die curry. actually added that. Toe dog ek mos nou daar's aartappels nou nog in die yskas, maar toe ek nou kyk, nee, daar's niks aartappels nie. Dis 'n halwe patat, maar dis 'n lekker lang groot Lekker patat. groot ekkie, ja. Nee, toe skil ek hom was hom af en toe gooi ek hom binne in die pot. Okay. Ja, so ons dink net of jy dan lewe Wat was dit? Yes. Okay. Kon ek ook redelik. Ja, ek was gewoon net so. Ja. So was die brassie is, het jy nie 'n brassie? Ja, ek het die brushie, maar ek hou van die lepel eintlik. Ah, okay. Nou sien baie mense, hulle werk sommer lekker verskillend. Wat ek Ja, vir maar my kyk, werk weer vir haar, wat ek vir haar Die werk. brushie, hy gaan nou tussen hierdie mashed potatoes en ek hou nie eintlik daarvan nie. So dit maak ek hom en dan maak ek hom so. Maak ek hom lekker aan die appel. Ek sit nie te veel eier in nie, anders is dit te eierig. Want kyk, daar's mos al reeds eiers daaronder in dan mashed potatoes. Okay. Alright. Maak sin. Maak sin. En dan gaan hy nou aan die oond as die oond te warm is. Ja, kom ons kan ook binne Kan die hy oond ingaan? in sit. Weer gehou. Hy is nou aan die oond. Hoe lank is hy in die oond? Ons los hom so vir plus minus 10 minute in die oond. Goed. En dan kan Israel ons samosas afpak. Is dit fyn? As ek nou geweet het ek moet samosas afbak, net. En net ek moes nou my eie gasstoofie saamgebring. Julle het mos nog gesien die gasstoofie wat ek mos nog gebring het, mos nou, né? Toe ek mos aan die Elsie se huis amper afgebrand het, né? Nou ja. Ek moet nou daai gasstoofie gebring het en dan kan ek die samosas nou sommer lekker hier mos nou voor julle En oorgebak. dan mys kom afbrand dit. Nee, kyk, ek en aan die Elsie het ons nou ons eie programme mos nog gedoen. Lief my. Ja. En toe vat ek mos nou my stoofie saam. Van met die mense gesels, vergeet ek die pot is hier warm sien. Toe ek dit goed ingooi En ontplof dit amper. but that is all part of the fun. Yeah? Alright, okay. So sê gou vir my, samosas, hoeveel samosas moet ek bak en hoe wil jy dit hê? Lekker kookbrein. Ek het nou self klaar die stoof aangesit, so Ja. dat net die olie moet bietjie warm word. Okay. Gooi hom daarin, moet net nie brand nie, asseblief tog. En dan aan die appel kan maar kyk so ver aan die appel kom met die samosas. Alright. No problem. No problem. En ek kan wel sê in my huis. Ek laat my dogter die samosas vou, né? Want sy ken die storie so lekker. Maar 'n driehoek en ek kom net nie reg nie. Ek kry hom reg, maar daai opening haas 'n bietjie net te ding as en die olie gaan daarin. So maar as ek kom 'n vierhoek maak, nee, dan is my hoekies tog te lekker toe en dit lyk So aan die appel gebruik ek 2 blare. ja, so. oor mekaar. Ja. So was dit die een blaar basis wat ek in 2 sny en dan sit ek hom net oor kruis en dan sit ek nou die vulling in die middel en ek rep hom net lekker toe en dan maak ek hom toe met die meel en daar bak ek hom. Solank dit lekker vir ons al. Heerlik. Iemand het gevra eendag as die 'n paai. Ja. So it doesn't matter hoeveel hoeke het jy. Het jy solank hy mos nou alright is man vind Ja, ek. kyk, ek maak nou al samosas vir 35 jaar. Wow. Ja. Okay. Ek was 'n tiener toe ek leer hoe samosas. Dit was 'n trick, daai driehoek. Yes. Dit was 'n trick om hom te draai, maar ek het hom reg gekry. Ja, so sal En ons elke hoekie moet mooi toe wees, anders gaan die olie daar binne en dan brand. Maar net altyd vir my, eendag was ons op 'n kursus gewees en toe sê die persoon wat vir ons die kursus gee, hy sê toe practice my en almal skree perfect. Hy sê
practice make en almal skryf weer perfect. 3 keer vra en ons skryf perfect. Hy sê no. Practice doesn't make perfect because nobody is perfect. Precisely. But practice make improvement. And I mean, I think it makes sense. Dit is. It makes Dit sense. is, ja. Okay? Nou ja, Jana. Wanneer ons terugkom, dan gaan ek nog kyk om die antiese samosas te bak. Né? As mens nou haar werk en haar goedjies, so ek wil dit nog nie opmors nie. Maar ek gaan miskien kyk of vir my besig te hou met iets anders laat sy maar eie samosas bak. Maar bly julle gou ingeskakel, ons is nou weer terug. Nou ja, mense, kyk hoe lekker lyk die antiese pie. En kyk hoe gevaarlik lyk haar samosas. Sien julle nou? Daarom het ek laat sy het myself doen. Antie Cassiva, skep vir my 'n stukkie pie man, moenie so wees nie. Kom ek kan nou 'n stukkie vra. By all means. Okay. Ek meen maar. Geniet dit. Sê gou weer vir ons mense, wat se pie is hierdie? Dis 'n cottage pie. Cottage. Ek dink in Afrikaans. En in Afrikaans is dit 'n herdes. There you go. There you go. 'n herdespastei. Baie lekker. Ja. Nou kyk, ek moet net groen, hè? Ja. Ek moet nie fritie. Jy mag maar. Okay, Abida, en nou so laat ek 'n bietjie maar. slaaitjie ook. Netjies like dit. Ja, jy kan maar. Ek sien nogal die goed is nogal mooi losgemaak, né? So dan basies kan mense hele Jy kan net 'n blaar blaar vat. ja. Kwai nou? Kwai? Ja, my dogter het dit gemaak. Oulik. En dan gaan ek 'n samosatjie hier insit. Maar ons my ding is wat die pie nie, nee. So. En die Elsie ek moet sê hierdie pie lyk amazing, hè? Nee. Bismillah. Wait. Super duper amazing. En die Elsie baie oor is wat daar gaan nie veel weer. Daai bakkes, waarom bakken hulle speel nie, moenie hulle wees nie. Okay. Amazing. En soos julle kan sien, ek gaan nou weer proe, né? Heerlik, né? Absolutely amazing. Hier kom hy. Wait for it. Wait for it. Kraak lekker. Julle hoor ek kraker of ek. En sê gou vir ons kykkers wat se samosas is dit? Dit is 'n hoender samosa. Ja. Ek gaan weer oopmaak. Really amazing and it tastes wonderful. Awesome. Wonderful. En die kaas van ons is so 20 secondes. Is dit wat u wanneer van om te doen? Ja. Dit is my gunsteling. Kook en bak is my gunsteling. Dan gaan ek vir julle sê, u mag maar voortgaan om nog te maak. Want ek, Auntie Elsie, Uncle Ibrahim en Uncle Mark, ons gaan weer terugkom. Voor You're most welcome, my dear. Alright. Most Maar welcome. ek kan willen sê, maar ek ga nou nog verder aan my boot lekker proeven. Looking forward to it. En ek hoop jy die dag lekker geniet saam met my en Cassiva Abrams. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir Sef Riaz Me.